Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, leraar hier by NG Oudtshoorn Park en dit is my baie lekker om saam met julle te wees. Baie welkom aan al die Heartbeat FM luisteraars, waar jy ook al is, langs jou radio en in jou voertuig of ergens langs die see, langs die kus. Dalk is jy besig om vanoggend so diep te dink oor jou lewe en hier kom hierdie boodskap wat vanoggend absoluut uit die woord uitkom en mag die Here werklik nou met jou kom gesels, net daar waar jy is. Welkom ook aan NG Park wat inskakel op die YouTube en almal wat op die Heartbeat TV ook inskakel. 'n Hartlike welkom. Ek groet julle vanoggend in die naam van die opgestane Jesus. Hy wat was, wat is en sal wees, hy wat ons ewige God is. Heilig, heilig is die Here God. Ek kom bely sommer so in die begin, dat julle dit ook hoor, bely ek my geloof in die opgestane Jesus. Hy is my verlosser en saligmaker. Vriende, as jy so gegroet is vanoggend in die naam van die opgestane Jesus, voel welkom en mag die Here nou in hierdie paar minute wat ons uit sy woord uitwerk aan die woord kom. Ek is 'n stofmens, moenie vaskyk of luister net na die dominee nie, maar luister wat die Here vanoggend vir jou wil sê. Mag die Heilige Gees, die prediker en ook die naprediker wees. Dit is my gebed in vanoggend se boodskap. Ons praat vanoggend oor waar bevind jy jouself tans? Dit is die tema van die prediking. Waar bevind jy jouself tans? En ek gaan uit Matteus 7 uitlees, die bergrede waar Jesus aan die preek is, waar Jesus aan die woord kom, en mag die Here vanoggend ons saam wees, kom seën. Kom ons bid nou saam, en dan vra ons Here, dat ons nou net so oomblik rustig raak, lekker diep asemhaal, ek weet nie waarmee as jy besig nie, weet nie waar bevind jy jouself nie, dit is die tema vanoggend, maar mag jy ook nou net die Here se liefde en nabyheid beleef. Kom ons bid saam. Heilig, heilig, heilig is U Here God, en aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Ek kom bid nou, Here, in 'n absolute afhanklikheid en vra, Here, spreek U vanoggend, U kinders luister. Here, dankie vir die saamwees op radio en die tegnologie en hoe daar soveel mense vanoggend in luister en kyk na hierdie boodskap. Ek prys U daarvoor dat die evangelie versprei word en laat ons dit hoor en onder die geklank van die woord kom en dat U Heilige Gees nou in elkeen van ons lewens kom inspreek. Mag ons dit nie net hoor nie, maar mag ons ook gaan doen. Ek bid so vanoggend, Here, vir huwelike, vir gesinne, vir die wat siek is, die wat bekommerd is, die mense daar buite se besighede, die wat onderdruk is. Ek bid vir hulle finansies. Ek bid vir ons boerderye. Ek bid vir reën. Ek bid, Here, dat U ons sal seën met U genadewater. Here, dankie. Dankie dat ek kan weet, ek kan al die behoeftes van boeties en sissies net by U voetbank kom neersit. Ek tel hulle in U skoot en ek vra, Here, wees ons genadig. U genade is vir ons genoeg. Here, as ons U het, Jesus, het ons alles. Dankie, Here. Dankie dat ek ook my geloof kon bely en net sê ek glo. En ek glo in die opgestane Jesus. Die graf is leeg. U is my verlosser en saligmaker. En Here, as ons dit vanoggend sê, vra ons, kom leer ons ook uit die woord uit. Kom sê vir ons wat ons moet en nie moet doen nie, Here. Kom wys vir ons die weg. En laat ons ook in 2025, Here, keuses maak, dinge sê, dinge dink en dinge doen, wat vir U goed en aanneemlik is. Here, uit die woord uit, spreek nou, U kinders luister. In Jesus naam, amen. Ek lees vir ons so saam vanoggend uit die woord uit Matteus 7 vers 13 en 14. Daar staan: gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei is wyd en die pad daarheen breed. En die wat daardeur ingaan is baie, maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarheen smal. En die wat dit kry is min. Ons praat vanoggend oor waar bevind jy jouself en vriende, die breë weg is die pad wat na die verderf lei en die smal weg is die pad wat na die lewe lei. En ek kom vanoggend te vra vir jou, watter pad loop jy tans? Daar's twee speelvelde, God se wêreld en natuurlik ook die wêreld daar buite.
So God se koninkryksdinge, ewigheidsdinge, en dan die wêreld met sy verleidelikhede, die Griekse woord pyrasmos, die versoekings daar buite, en jy moet besluit op watter pad wandel jy tans. Het jy al bietjie afdraaipaaie geloop? Het jy die alternatiewe roete probeer vat? En toe het jy deur 'n klomp slaggate gery. Waar is jy op hierdie stadium in jou lewe? Vriende, waarmee is jy besig? Wat het vir jou prioriteit geword en wat is daai dinge wat keer dat jy 'n optimale verhouding met die opgestane Jesus Christus het? Op watter pad is jy? En ek gaan nou vir ons sê, hoe lyk die breë pad, mense? En hoe lyk die smal pad, mense? En dalk is dit so dat jy so partykeer in 'n week jou voet in die wêreld sit en op die breë pad begin sit en dat jy so 'n bietjie afdwaal van die smal pad af en dan kom jy so ergens weer by 'n preek uit en jy kom kerk toe en jy weet, hier's ek nou weer op die smal pad en as jy jouself weer bevind, is jy weer met die breë pad dinge besig. Maar waar bevind jy jouself vanoggend? Op watter pad is jy tans in jou lewe? Ek was so by 'n paar punte kom stil staan, maar voor ek dit doen, wil ek na Max Lucado se aanhaling kyk. En Max Lucado sê die volgende, hy sê, God never said that the journey would be easy, but he did say that the arrival would be worthwhile. God never said the journey would be easy, but he did say that the arrival would be worthwhile. Vriende, na Genesis 3 moet ons weet, ons leef tussen die dorings en die dussels, en dit is so, die pad is nooit maklik nie, en ek dink ons sal vir mekaar jok vanoggend as ons sê, ek kom verkondig hier, dat dit net 'n maklike pad vorentoe gaan wees. Niemand het gesê, dat die journey, dat die reis, maklik gaan wees nie. Maar ek weet, saam met God is dit moontlik. Met Jesus hier neffens my, in my, langs my, om my, weet ek kan. Want die krag van Jesus laat my vorentoe beer. En dan weet ek, daar wag vir my 'n ewige lewe. En ek hou vas daaraan. Iets wat vir my uitstaan vanoggend is wanneer ons kyk na die wêreld tans, die postmoderne samelewing 2025. En ons is al in Maart maand en ons moet vir mekaar sê, hierdie jaar is besig om vinnig verby te gaan. Tyd loop al hoe vinniger verby. Dan dink ek so 'n bietjie, maar waarop fokus mense? So as ek vra, op watter pad is jy vanoggend? Waarmee is jy besig? Dan kyk ek bietjie, wat is die trends waarmee mense in die wêreld tans besig is? Wat is die dinge wat uitstaan? En dan sien ek dat ons as mense geneig is om agter die groep aan te beweeg. Die groepsdinamika wat so momentum gee. Eers het Hollywood ons kom infiltreer en vir ons oor moraliteit en etiek kom besluite neem. En nou word ons uitgedaag, maar waar staan ons? En die hele tyd is die wêreld besig om vir ons te kom sê, maar dit is wat aanneemlik is vir die mensdom, vir humanisme dalk, of vir materialisme, of wat ook al die wêreld verleidelik om aanbied. Die vraag is, hoe tree ek as Christen op in 'n wêreld wat 'n ander stel reëls het as wat God se reëls is? Hoe reageer ek, en veral as die groep teen my is? So as almal steel, maak nog steeds nie dat steel reg is nie. So as almal besig is om te steel, beteken dit nie jy kan ook steel nie. Dit maak nie steel reg nie. As steel vir God verkeerd is, hoekom steel jy? En ek dink dis waarby ons vanoggend moet uitkom om te sê, maar hier's twee speelvelde, God se speelveld en die wêreld se speelveld, en die wêreld kom sê vir jou, maar almal doen dit, hoekom doen jy dit nie ook nie? Almal is met hierdie ding besig, waarmee is jy dan besig? En om dan stroom op te lewe, wanneer die wêreld in 'n spesifieke rigting beweeg, dit vat 'n kind van God, dit vat 'n disipel. Dit vat iemand wat sê, ek is 'n man en 'n vrou van die woord, en ek staan op die woord, en ek gaan vashou aan die woord van God. So om werklik by daai plek uit te kom, is die keuse wat jy vanoggend moet maak en sê, as almal sê hierdie tema, of dit nou moraliteit, of 'n etiese tema, of sonde, of wat ook al die tema mag wees, en jy sê, maar almal sê dit, is die vraag die hele tyd, maar wat sê God?
Met ander woorde, wat sê die woord van God? Wat sê die Bybel? Want die Bybel is my verwysingsraamwerk. Nie sommer net 'n klomp mense se opinie nie, of hoe 'n klomp mense dalk die Bybel wil kom sag maak om sonde sagter te laat klink in die wêreld se speelveld nie. Maar ons weet nog steeds is nie vir God aanvaarbaar nie. So wat sê God? Aan die een kant, wat sê die wêreld aan die ander kant, en waar bevind ek myself in hierdie chaotiese toestand van die postmoderne wêreld? Dat ek 'n besluit moet maak en sê, hier's 'n smal weg en hier's die breë weg, ek kies God se pad. Ek wil God se pad bly kies. Ek staan dan by die eerste punt stil en dit is die breë weg. Die vraag is maar hoe lyk hierdie breë weg? Hoe lyk die pad waarop ons nie moet wees nie? Dis die pad van selfgeregtigheid. Die wêreld se plesier is daar. Daai ongehoorsaamheid aan God. D.A. Carson skryf dit so mooi en sê, dis die pad vir mense wat nog nie deur God se genade getransformeer is nie. En dan haal hy hierdie aanhaling aan en hy sê, die breë weg verg geen dissipline, geen opoffering en geen toewyding aan Christus nie. Dit is die pad van die wêreld. Dis maklik, maar dis dodelik. Luister wat sê hy? Daar's geen dissipline, geen opoffering, geen toewyding aan Christus nie. Dis 'n wêreldse pad, anything goes. Hy sê dis 'n maklike pad, maar dis 'n dodelike pad. Wat sê hy eintlik? Hy sê die ewige lewe gaan nie vir jou beskore wees nie. Die ewige lewe gaan jy 10-1 nie by uitkom nie. Jy gaan nie die koninkryk van God sien nie. Want jy's met aardse dinge, met tentwoning dinge besig. Dit het vir jou die aantreklikheid geword. Die verkeerde sonde wat God nie goedkeur nie, wat hy nie aanvaar nie. John MacArthur, ek gaan kyk bietjie wat sê hy hieroor. John MacArthur sê die breë weg is aantreklik, gewild en blyk gemaklik te wees, maar dit lei tot 'n ewige skeiding van God. En nou is die vraag vir oggend, as ons hoor hierdie breë weg skei my van God, waarmee is ek besig en waarna toe is ek op pad? Vriende, as jy sonde het, bely dit. Bely jou sonde, kom na die Here toe, sê Here, ek vra vergifnis, ek pleit, ek slaan op my eie bors, wees my genadig, en dan moet jy anders vorentoe leef. As nuwe mens, nuut gemaak, jy kan nie dan nog ou mens dinge doen nie. Ons almal, Romeine 3:3, ons almal staan. Ons almal is skuldig, ons almal het gesondig, maar kom bely jou sonde voor die Here. Ek wil nou so 'n paar ou mens dinge sê, die breë weg mense. Kom ons luister gou hoe klink dit, en as jy dalk vanoggend op daai pad is, het ek vir jou baie hoop, want jy kan vanoggend kom en sê, Here, vergewe my sonde. Here, ek kom pleit vanoggend vir u genade, ek wil 'n nuwe pad stap, die pad saam met Jesus. En daarom noem ek hierdie goed wat staan in Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Ek noem dit nie veroordelend nie. Ek hoor wat Paulus kom sê, en Paulus kom sê, die goed maak dat ek en jy nie die ewige koninkryk gaan ontvang nie. En daarom wil ek nou vanoggend dit kom lees en sê, breë weg, kom ons bekeer ons na die smal weg toe van God. Kom ons toets onsself vanoggend, Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, is jy onsedelik, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat jy mense, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns. Kom ons luister hierna, dronkenskap, uitspattigheid, en dan al die dergelike dinge. Al daai dinge wat nie in lyn is met God se wil nie. Daar waar ons weet en die Heilige Gees kom kla ons aan en sê, maar dit wat jy nou gesê het en gedink het en gedoen het, dis nie wat God wil hê nie. Dis nie God se wil nie.
Daar waar ons aangekla word en sê, hierdie is die breë pad dinge en die wêreld kom en hou dit aan ons voor as dit is wat jy moet doen. Dis oukei vir almal om dit te doen. Hoor julle daai groepsdinamika waarvan ek praat? As almal haat, dan is dit maar oukei om te haat. Nee, die woord sê ons mag nie. Ons moet vergewe en by vergifnis uitkom. As almal daar buite besig is met dinge wat nie in lyn is nie, vyandskap, rusie, verdeeldheid, skering, afguns, dan is dit nog steeds nie reg nie. Want die Here wil hê, kom terug na my toe. Die breë pad is so aanloklik vir almal. Daar waar daar geen dissipline is nie, geen gehoorsaamheid is nie. Op watter pad is ek? Daai pad is 'n oppervlakkige pad. 'n Kompromis met die wêreld aangegaan en God word nie geëer nie. Vriende, Jesus roep jou vanoggend op om 'n wilsbesluit te neem. Die 2 paaie. Iets wat vir my so uitstaan is Matteus 12 vers 33, wat sê 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Boom word aan sy vrugte geken en dalk dink baie kerkmense vanoggend en ek is seker hier's 'n klomp kerke en mense wat lidmate is by gemeentes wat inluister vanoggend op radio of op TV. En ek wil vanoggend vir jou kom sê, boetie en sussie, ons moet onsself gaan ondersoek en introspeksie doen. Want dit is weldra ook so dat baie keer sit ons vir jare lank in kerke en ons is net soos die fariseërs en die sadiseërs. Wat bedoel ek daarby? Daar in Matteus 3 vers 8 kom Jesus en eintlik is hy besig om vir die fariseërs en sadiseërs te sê, hulle is met soveel godsdienstige aktiwiteite besig. Jy het allerhande godsdienstige reëls wat jy nakom en rituele wat jy doen. Maar die vraag is, ken jy die Here? Jy kan met religion besig wees, jy kan met godsdienst besig wees, maar ken jy die opgestane Jesus en staan jy in verhouding met hom, want dan sal jou vrugte wat jy dra pas by jou bekering. Hoor jy dit? Dit help nie, ons sit vir jare lank in die kerk, ons ken die kerkorde, ons ken die rituele, ons ken die institusie, ons ken tradisie, ons ken al hierdie goed van kerk wees af nie. Religion, it's not about religion, it's about a relationship with Jesus. Dit gaan nie oor godsdiens nie, maar 'n verhouding met Jesus en ons vrugte moet kan wys. Die vrugte wat ons dra, Matteus 12 vers 33, die boom se vrugte wat voortkom, die vrugte wat ons dra. Ek dink spesifiek aan, hoe lyk die smal weg dan? As ons nou in die eerste plek sê, ons weet hoe lyk die breë weg, dan is die vraag nou volgende, maar hoe lyk die smalweg? En wat gebeur met smalweg mense? Hoe lyk hulle? Is hulle uitstaan mense? 'n Smalweg mens is 'n pad wat 'n disipel van Jesus opstap. Die vrugte wys. Daar's gehoorsaamheid op daai pad en daar's selfverloning op daai pad. Matthew Henry verduidelik dit so mooi en sê die volgende: die smalweg vereis dat ons ons eie wil prys gee en Christus volg. Dit is nie 'n pad van gerief nie, maar 'n pad van beloning. Luister mooi, om daai trots, die eie ek af te sterf en te sê, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat deur my leef, om te surrender, om jou oor te gee en te sê, Here, vat U my nou. Ek kom uit hierdie breë weg uit, Here, ek kom na U toe en ek bely my sonde, maar Vader, ek wil nie meer op daai pad wees nie, ek wil op U pad wandel. Wat wil U vir my lewe? Wat is U roeping vir my lewe? Wat is U skepingsdoel met my lewe? Om by dit vanoggend uit te kom en te sê, Here, wys vir my die smal pad wat U wil hê ek moet opwandel. Die pad van die wêreld is die plesierpad
En dis die pad wat na die verderf lei, die aanloklike versoekings, die sondige versoekings. Beteken dit Christene mag nie gelukkig wees nie? Nee, ons mag. Mag ons humor hê, ja, ons moet lag en ons moet getuig en vrolik ook wees. Vriende, dis nog nooit bedoel dat ons die tiener sê so, dominee, maar Christene moet net nie boring wees nie. Nee, ons is nie. Ons moet vanoggend dit baie mooi luister. Maar die sonde van hierdie breë pad, dis waaroor ons eintlik vanoggend praat. Matteus kom vir ons en sê vir ons dit so mooi. Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en hy moet my volg. En ek dink dit is wat uitstaan. As ek op die smal wegpad wil kom, moet ek myself verloon, daai trots afsterf. En ek moet my kruis opneem en ek moet in die voetspore van Jesus gaan stap. Geliefdes, kom ons hoor dit vanoggend. Hoe lyk smal weg mense? Hoe lyk mense wat op Jesus se pad loop? Ek lees vir ons weer in Galasiërs 5 vers 22. Die keer is dit die vrug van die Gees. En daarteenoor staan daar geskryf is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing, die dinge wat ek en jy mee besig moet wees. Dan staan daar, teen die wet, teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte gekruisig. Luister gou mooi, dit is hulle wat ons weet smalweg mense is, wat op daai pad stap wat God wil hê. Het jy liefde in jou? Het jy daai vreugde en vrede van God af, geduld? Is jy getrou? Is jy nederig? Is jy vriendelik? Ons weet, uitstaan mense, sien 'n mens op 'n afstand, die wat vrugte dra, wat pas by hulle bekering. John Piper sê die volgende, ek het gaan kyk wat John Piper skryf, en hy sê, die smalpad is nie vir diegene wat bloot 'n godsdiens wil hê nie, maar vir die wat in 'n lewende verhouding met Christus is, en bereid is om alles vir hom op te gee. Dis nie bloot net vir mense wat met 'n religion wil besig wees, met godsdiens wil besig wees, wat 'n godsdiens het nie, maar vir die wat 'n lewende verhouding met Christus het, en bereid is om alles vir hom op te gee. Om bereid te wees om te sê, ek gaan die regte besluit maak, selfs al besluit die groep op sonde, gaan ek dit nie doen nie. Want ek gaan dit op Jesus se pad doen. Ek gaan dit die Jesus manier doen. Die groot vraag is, what would Jesus do? Wat sal hy doen as hy in jou omstandighede is? Gaan jy iemand bribe om 'n kontrak te kry? Gaan jy skelm onder die tafel goed doen? Gaan jy met skelm agteraf dinge besig wees? Nee, ons doen dit die Jesus manier. Ons kom na die tafel toe en ons leef in die lig. En dis die uitstaan mense wat vrugte dra. Vriende, ons kan hierdie goed prakties gaan toepas en prakties vir mekaar gaan sê, maar waar leef ek my liefde uit? Het ek geduld met mense? Hoe lyk ek as toegewyde kind van die Here? Hoe lyk my Christendom? Ek kan nou vir jou sê, die pad gaan dalk nie maklik wees nie. Die oomblik wanneer jy sê, jy stap op Jesus se pad, hierdie smal pad, moet jy weet, mag jy heel moontlik teenkanting kry. 11 van die 12 disippels is op 'n wreedaardige manier doodgemaak, omdat hulle opgestaan het vir Jesus, opgestaan het vir dit wat reg is, maar die beloning wat jy kry, is groot. Die ewige lewe wag vir ons. Vriende, kom ons kweek 'n dissipline van gehoorsaamheid. En wat bedoel ek daarby? Doen gereeld Bybelstudie, bid, spandeer tyd saam met medegelowiges, kom by die kerk uit, kom onder die geklank van die woord. Vriende, raak besig met die Here se dinge, kom op die pad wat God wil hê. As ons moet kies tussen God se pad en 'n wêreld se pad, kies vir oggend God se pad. Ja, dit is so nodig, dat ek en jy prakties moet sê, ek gaan my trots afsterf, en ek gaan agter Jesus aanloop. My derde en laaste punt vir oggend is dit.
En ek weet Jakob Wetter se teologie was so gewees, hy het dalk die mense bang gemaak vir die hel, dat hulle moet opgewonde raak om hemel toe te gaan. Dis glad nie wat ek vanoggend kom doen nie, geliefdes. Luister mooi, ek wil nie vir jou kom sê hoe erg is die hel, dat jy die ewige lewe moet kies nie. Maar kom luister gou vanoggend mooi wat staan in die woord van die Here geskryf. In Romeine 14 vers 10 tot 12 staan die volgende geskryf. Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom verag jy jou broer? Ons sal tog almal voor die regterstoel van God moet verskyn. Want daar staan geskrywe. Ek lees nou in vers 11, daar staan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. En dan sê vers 12, kardinaal, elkeen van ons sal dus oor homself aan God rekenskap moet gee. Luister mooi, daar's daai dag wat aanbreek, die dag van toring, waar ek as dominee ook nie in jou plek kan staan nie, nie 'n pastoor nie, niemand nie, jy alleen gaan voor die Here staan en rekenskap gee van jou lewe, en ek dink is so belangrik, dat ons dit net weer hoor vanoggend, die Here kom sê, ons sal almal voor die regterstoel verskyn, elkeen van ons, moenie so bekommerd wees oor die ou Lansjou en sy sondes nie, waarmee is jy besig? Vanoggend se vraag is, waar bevind jy jouself? Dis die tema van die prediking. Waarmee is ons besig? Waar bevind ons onsself? En elkeen van ons gaan voor die Here moet kom verskyn, en die Here gaan sê, het jy my gekies? Deuteronomium 30, kies die lewe, kies jy my? Kies jy? Wat 'n keuses maak jy vanoggend? Daai finale toets, ons sal voor Christus kom staan. 'n Keuse wat ek en jy vandag moet maak. Jy hoor nou hierdie boodskap, daar's 'n breë en 'n smal weg. En vriende, dis nie net 'n abstrakte idee wat ek vanoggend vir julle kom gee nie, maar dit is 'n ewige realiteit waaroor ek kom praat. Draai weg van die sonde af en bekeer jou na Christus toe, sodat jy elke dag saam met Jesus op pad kan wees. Kom bely jou skuld vandag en sê, Here, ek het U nodig. As jy dalk vir te lank op die breë weg bly wandel het ek hoop vir jou vanoggend. Al wat jy moet doen is, kom na Jesus toe. Hy sê, kom na my toe. Die uitnodiging staan vanoggend. Jonathan Edwards sê die volgende oor God se oordeel, dan sê hy, ons elkeen sal rekenskap gee van die pad wat ons gekies het. Die breë pad lei tot 'n vreeslike eindbestemming, en die smal pad bring ons na die ewige vreugde van God se teenwoordigheid. C.S. Lewis sê vir my nogal dit anders, en hy beklemtoon dit so. Hy sê, elke dag neem ons besluite wat ons nader aan Christus of verder van hom afneem. Dis baie waar. En dan sê hy, geen mens dryf toevallig na die hemel toe nie. Dit is 'n doelbewuste keuse. Ons praat oor 'n genade-teologie. En ons sê vir mekaar, God het ons gekies. En hy het ons eerste gekies. En hy is lief vir ons. En hy sterf aan 'n kruishout vir ons. Maar vriende, ons kan mos nie net bloot niks doen nie. En sê, nee maar, ek staan in elke geval onder God se genade nie. Hy het my gekies nie. Ek gaan nou net wees nie. Nee. Ons moet aktiewe besluit maak en sê, ek aanvaar sy genade en ek gaan leef dit nou prakties uit. Ek kan nie staat maak op 10 en 20 en 30 jaar terug waar ek ergens 'n wedergeboorte gehad het of my hart vir die Here gegee het nie. Hoe lyk ek vandag? Hoe lyk my lewe en waarmee is ek besig? Kom toets jouself vanoggend of jy 'n ewigheidsperspektief het. Kom toets jouself vanoggend of jy getrou is aan God se woord. Daai besluite wat jy moet maak, morele besluite, lewensbesluite, toekomsbesluite, is dit goed vir jou? Is dit selfsug en eie behoeftes en selfbevrediging? Of is God die een wat die eer kry? Wat sê God in sy woord oor hierdie goed? Is ons met die regte besluite besig? Is dit in lyn met God se vaderhart? Vriende, ek sluit af, ons bly in 'n tyd van morele relativisme. En ek dink mense sê, anything goes, dis die term.
Dis die Engelse term. Alles is aanvaarbaar, is die Afrikaans. Ons kan maar maak wat ons wil. Die wêreld kom sê vir ons, dis okay om hierdie goed te doen. Die vraag is, wat sê God? Op watter pad loop jy vanoggend? Hierdie jaar 2025 is 'n tyd om 'n keuse te maak. Leef jy in die vlees of leef jy in die gees? Is jy 'n vleeslike mens nog en is vleeslike dinge vir jou belangrik? Of leef jy in die gees? Met ander woorde, loop jy op die breë pad van selfgerigtheid of leef jy 'n disippelskappad saam met die Here? Onthou, ons almal gaan voor die regterstoel van God verskyn. Mag jy vanoggend hierdie boodskap gehoor het en mag jy net kom hoor, dis hoe breë pad mense lyk, die vrug van die gees. Waar bevind jy jouself vanoggend? Maak 'n keuse. Dis nooit te laat nie. Maak vandag daai keuse voordat dit te laat is. Voordat dit te laat is en jy jou laaste asem ergens uitblaas en jy nie die keuse gemaak het nie. En vriende, dan moet ons begin vrug dra. Ons moet in die kerk sit, ek het dit nou so prominent gesê, ons kerkmense moet ook seker maak, ons is nie besig om religion of godsdienst te dien nie, maar dat ons besig is om God te dien. Dat dit alles oor God gaan. It's all about you, Jesus. Not it's all about me. Dit gaan oor God. Aanbidding gaan oor God. Kerk gaan oor God. Die woord, die prediking, God moet die eer kry. Vriende, kom ons toets onsself weer vanoggend. In Jesus naam bid ek vir jou. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend uitgedaag word. Wat 'n uitdagende boodskap is hierdie. Dat ons vir onsself moet vra, maar waar bevind ek myself? Op watter pad is ek besig? Het ek die bestemde pad se afdraaie bietjie gemis en het ek dalk op die regte pad begin en toe ergens die slipway gevat? Die slipway weg op 'n alternatiewe roete en 'n klomp slaggate raak gery met my lewensvoertuig. En Here, nou sit ek in sak en as en daar's dalk skaamte en eer op die spel. Vader, vir elke boetie en sussie wat vanoggend so voel, kom bid ek en ek kom vra, Here, dat U hulle sal aanraak, dat hulle sal terugkom na U bestemde pad toe. Here, laat hulle sal hoor, daar's vergifnis by U beskikbaar. Daar's hoop by U beskikbaar. Here, laat hulle sal vashou aan die kruis. Dis hoekom U gesterf het, Jesus. U het vir sondaar mense kom sterf en ons kom vrykoop sodat ons nuut gemaak is, nie deur die bloed van Jesus. En daar's hoop. Daar's hoop vir die verlore seun om terug te keer huis toe. Here, mag dit ook so wees vanoggend vir elke luisteraar en kyker, dat hulle hierdie boodskap hoor en hoor, die wêreld met sy verleidelikhede kom die hele tyd om jou in die sonde vasgeverf te kry. Maar waak teen dit, beklei teen dit en doen dinge wat in U woord staan, Here. Heilige Gees, kom help ons, dat ons manne en vroue van die woord sal wees en sal vas staan op U woord wat bly vas staan in 2025. Ek kom bid nou, Here, vir daai mense wat sukkel daarmee om van die breë weg af terug te kom na U pad toe. Ja, Here, dit het dalk begin om net so hier en daar een voet in die wêreld te sit en nou staan hulle met beide voete daar. Ek bid, Here, en spreek seën oor hulle vanoggend en ek bid dat U deur die Gees ook hulle sal aanraak. En Here, laat hierdie boodskap van hoop vanoggend by almal sal uitkom. Dat die evangelie sal versprei soos 'n aangename geur. Die hoop is Jesus Christus. Dankie, Here. Dankie vir die kruis en die opstanding en die ewige lewe. En Here, kom help ons dat ons vrugte sal dra wat pas by ons bekering. En laat ons gefokus sal raak op die regte dinge. Ons prioriteite sal reg kry. En Here, laat ons werklik mense sal wees wat by die vrug van die Gees Galasiërs uitkom. Met liefde gaan leef, empatie, vergifnis, deernis. Dat mense dit sal sien by ons as U kinders. Kom bid nou vir almal, Here, wat vanoggend geluister het na hierdie boodskap. Mag U goddelike doel daarmee bereik en Heilige Gees, mag U ook my stofmens woorde vat en omsit in 'n preek in 'n hoorder of 'n kyker se hart. Ek kom bid dit vanoggend in die naam van die opgestane Jesus en ek spreek lewe in Jesus naam. Amen.
Geliefdes, baie dankie vir julle tyd vanoggend. Ek kom seën jou goedheid en guns. Mag jy 'n wonderlike week hê en mag jy elke dag beleef hoe die Here saam met jou onderweg is. Amen.